Daar sy. Ek besef julle kan nog aangaan vir baie lank, maar daar's na die tyd nog geleentheid. En uit die aard van die saak, ek dink dis belangrik om dit te doen. Want sodra mens begin te reflekteer op dit wat die Here doen en waarvoor mens dankbaar is, dan hou ons op klaar. Ons hou op klaar, en ek dink dis die beste manier om op te hou klaar. Vra jouself die vraag af, wat is daar waarvoor jy kan dankbaar wees? Want dit verander onmiddellik jou ingesteldheid. En dit is wonderlik om terug te kyk op hierdie jaar, is wonderlik om terug te kyk op wat die Here kom doen het ook in ons lewens. En ja, vanaand kyk ons dan na Handelinge hoofstuk 15. Julle mag dalk wonder hoekom ek die hele tyd terugkyk as ek dit doen. Iemand sê laas vir my, Cornelius, jy weet, die ding is, hierdie pointer dingetjie werk nie altyd so lekker nie, en as ek bang, ek praat aan, en dan niks verander daar nie. So ek gaan vanaand nie terugkyk nie, maar as die slides nie verander nie, dan sê julle net, luister, ons is steeds by vers 1, en ek trek op by vers 4. So asseblief, dan gaan ek nie my nek in 'n spas my elke keer terugvat nie. En oor die ander ding is, dit wat hier voor my is nie wat daar is nie. So iemand sê ook, maar Cornelius, dit is ook nie dieselfde nie. Net baie tegnies. Okay, kom ek bid vir ons, en dan val ons weg. En Papa Vader, ons loof en ons prys U vir wie U is, dat U getrou is, dat ons kan terugkyk op 'n jaar en U kan erken as God, as die een wat saam met ons hierdie jaar aangepak het. En Here, om te besef hoe hierdie jaar gevlieg het, en te kan weet, Here, dit was 'n jaar wat gemeng was vir baie van ons, maar vanaand kies ons om te fokus op die hoogtepunte, op die goeie wat gebeur het, en om U te erken as die God van die goeie, want U hart is goed. En Here, ook in moeilike tye, dat ons kan getuig, soos ons hier by mekaar is. U het saam met ons die pad gestap. U het ons nie gelos nie, nie vir een oomblik het U nie aan ons gedink nie. U het saam met ons hierdie pad gestap. En Here, soos Moses destyds gesê het, as U nie saamtrek nie, wil hy nie gaan nie. Here, sê ons dit ook vanaand. As U nie saam met ons gaan nie, wil ons nie hierdie pad stap nie. Want waaroor gaan dit, as dit nie gaan oor U en om U te ken nie? Ons wil vra, Here, dat U ook vanaand met ons sal praat deur die woord. Dankie dat U woord steeds waar is vir ons lewens vandag, en dat ons hieruit ook vir vandag kan waarheid vat en daarmee kan loop. Heilige Gees, U is U die een wat ons kom leer, en ja, mag U naam verheerlik word in alles wat ons dink en sê en deel. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Nou, hoofstuk 15 is persoonlik een van my gunsteling hoofstukke in Handelinge, ek moet dit noem, en julle sal sien, hoofstuk 15 begin met konflik, wat opgelos gaan word, en het eindig met konflik, wat ongelukkig eers heel wat later, nie eers in die brief van Handelinge opgelos gaan word nie. So die rede hoekom dit vir my baie bemoedigend is, en ons sal later daarna kyk, is om te besef, dat selfs in 'n gemeente, waar Paulus was daar konflik. En daardeur sê ek nie, groen lig, kom ons hardloop vir konflik nie. Ek dink net, dit help ons om ook net bietjie meer genade met onsself te hê, en om te besef, hierdie is deel van 'n organisasie, dis nie die regte woord nie, van 'n instelling ook nie die regte woord nie, maar van 'n plek waar gelowiges, waar mense bymekaar kom, mag daar soms meningverskille wees, en soms is dit tot so 'n aard dat daar korttermyn, met die klem op korttermyn, skeiding sal wees. Maar ja, dan sien mense ook, daar's 45,000 denominasies op aarde, en dan sê ek soos, ja, van hierdie konflikte word nooit opgelos nie. Hoe dit ook al sê, kom ons val weg met Handelinge 15. Julle gaan vir my help, nee? Is reg, fantasties. Kyk hoe wen ons al die pad. Vers 1. Daar het sekere mense van Judea afgekom wat die broers aanhou leer het. As julle nie besny word
ooreenkomstig die gebruik van Moses nie, kan julle nie verlos word nie. So daar het ek 'n baie eenvoudige prentjie, ek's prentjiemens, dan verduidelik dit net presies wat hierdie persone gesê het. Hulle het gesê, as jy 'n nie-Jood is, en jy wil 'n Christen word, 100% geen probleem nie, maar jy moet eers 'n Jood word, en dan sodra jy 'n Jood geword het, dan kan jy 'n Christen word. Dis basies waarop dit neergekom het, en jy kan jouself nou indink, ons het al by vorige geleenthede daaroor gepraat, die implikasie van dit sou gewees het, dat so 'n persoon moes die hele wet onderhou dan, en tweedens, wat dan nou dit sou insluit ook, sou dan heel waarskynlik ook daarop neergekom het, die kosher die eet wat jy sou moes volg, so sekere kos, jy sou moes eet soos 'n Jood, jy sou moes leef soos 'n Jood, as jy 'n man was, sou jy besny moes geword het, so die feit van die saak is, as jy 'n nie-Jood was, volgens hierdie groep mense, en jy wou 'n Christen geword het, jy's baie welkom, maar T's and C's apply. En nou kan jy jouself indink, hierdie het baie groot konsternasie veroorsaak. Vers 2. Aangesien hieroor meningsverskil ontstaan het, en Paulus en Barnabas met hulle 'n woordestryd gevoer het, wat hoegenaamd nie onbenullig was nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander uit hulle geleedere na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moes opgaan oor hierdie strydvraag. So, feit van die saak is, hierdie konflik vind plaas in Antiochië in Sirië, hulle korte antwoord. En wat hulle gaan doen is, hulle gaan Jerusalem toe gaan. Want op hierdie stadium van die geveg word Jerusalem nog erken as die moederkerk, as ek dit so kan sê. Dit is die sentrale punt. Dit is nog steeds die plek waar die meeste apostels hulle self bevind. Die oorspronklike apostels, inteendeel, is op hierdie stadium van die geveg nog in Jerusalem. Nou wat baie interessant is, wat ek net wil uitlig, kyk na daai laaste gedeelte wat sê, hulle moes na Jerusalem opgaan. Hulle moes na Jerusalem opgaan, en daardie term kom 'n paar keer voor, byvoorbeeld hierso in Handelinge 11 vers 2, toe Petrus na Jerusalem opgegaan het, het diegene wat besny is met hom geargumenteer. Nou vir twee redes is hierdie 'n baie goeie vers. Julle sal sien dat dit wat in Handelinge 11 gebeur het, is eintlik 'n parallel met wat vandag gebeur. Onthou, Petrus het met dieselfde vraagstuk eintlik reeds van tevore Jerusalem toe gegaan, want onthou, dit was Kornelius hulle, dit was nie Jode, en die vraag was, kan nie Jode ingesluit word? Nou hierdie is al vir deel 2 met 'n baie groter agenda. Die vraag is, moet 'n nie Jood wat 'n Christen word besny word en die wet onderhou? Dis groot stories. Maar wat belangrik is daai woordjie opgegaan, waarop ek net wil klem lê, en dan ook Lukas 10 vers 30. Hierop het Jesus geantwoord, 'n man het van Jerusalem afgegaan na Jerigo en is deur rowers oorval. Nou, hoekom word daai woorde gebruik? Hoekom gaan mens op Jerusalem toe en af Jerigo toe? Nou, daar's twee redes. Die een sal hierdie wees, en hier kan jy dit duidelik sien. En ek dink, self was ek nog nie daar nie, maar as jy ooit soontoe sal gaan, was daar al mense daar gewees. Was jy al daar? Sal julle hierdie beamoen, dat Jerusalem min of meer 750 meter bo see speel. Dis definitief laer as Potch. Ons is by 1300 en Johannesburg is by 1700. So dis definitief nie so hoog soos Potch nie. Maar wat jy moet verstaan is, hier's die dooie see en daar's die see van Galilea. So hier uit die aard van die saak, op hierdie hoogtes is waar Jerusalem sal wees. So vanuit 'n topologiese, geografiese oogpunt is Jerusalem fisies aansienlik hoër as byvoorbeeld daar waar Paulus en Barnabas op hierdie stadium van die geveg was in Antiochië. In Antiochië, dis naby die Orontes rivier en dis maar 100 meter bo seevlak. So fisies gaan jy op. En ook fisies, as jy byvoorbeeld Jerigo toe sou gaan, jy gaan af Jerigo toe fisies. Want Jerigo is naby aan seevlak meer. En dan in die aard van die saak, die dooie see is onder seevlak. Baie interessant.
Gaan nou 'n storie net oor die dooie see en see van Galilea, wat niks van toepassing is op Handelinge nie, maar wat 'n mooi boodskap is, in elk geval. Maar die punt is, vanuit 'n geografiese oogpunt, gaan mens op Jerusalem toe, en jy gaan af, van Jerusalem af. Maar daar's 'n tweede rede, en dit kan julle ook mooi verstaan. Wat is die hoofkwartiere van die kerk op hierdie stadium van die geveg? Wel, dis Jerusalem. So jy gaan op, so dit het ook 'n idee van, ons gaan op na daar waar die autoriteit is, daar waar die sentrale besluitnemingsgroep op hierdie stadium van die geveg is. So daar's 'n fisiese, maar ook, sal ek sê, 'n geestelike konnotasie. Nou hierdie is 'n oulike storie, ek hou daarvan, deel dit altyd. So julle ken die see van Galilea. Julle kan sien dit lyk soos 'n harp, nê? Nee? Ek dink 'n ander naam wat vir die see van Galilea gebruik word is Kinneret, iets soos dit wat harp beteken in Hebreëus. Kyk, daar beaam die mense daar agter. So dis baie mooi. Jy kan sien dit lyn, kan julle sien dis 'n harp. Kan jy sien 'n mooi harp? Nee, goed, so daai's 'n harp, maar hier's 'n interessante ding. Uit die aard van die saak, van die bo af, sneeu smelt, water kom af en dit vloei in die see van Galilea in. En die see van Galilea, groot gros van die disippels was almal vissermanne. So ons weet een ding van die see van Galilea, ons weet daar is daar baie lewe. Daar's vis, lewendige gemeenskap. Dan Jordaanrivier, al die pad gaan af tot in die dooie see. Sy naam sê vir jou presies wat daar aan die gang is. Dooie see. Daar's nie vis noodwendig. Daar's nie visserman winkels en die klas van dinge daarso nie. Dis die dooie see. Dis dood. Waar's die uitvloei van die dooie see? Daar's geen uitvloei van die dooie see. En die dooie see is onder seevlak. So wat gebeur? Hier's 'n baie mooi beginsel. Die see van Galilea ontvang, maar gee ook. En daar's lewe. Die dooie see ontvang en ontvang en ontvang en ontvang, maar gee niks nie en dis dood. So daar is 'n interessante prentjie. As ek altyd hierdie kaart sien, dan dink ek altyd aan ons word geroep daar en kyk baie mooi. Watter een op 'n kaart is meer indrukwekkend? Wel logies, die dooie see, hy's groter. Praat nie van die Middellandse See daar aan die linkerkant nie, maar baie groter, baie meer indrukwekkend. Moenie laat dit wat indrukwekkend met die oog is jou bluf nie. Dit gaan oor die lewe binne en nie die oppervlakte bloot wat daar is nie. Weereens niks met Handelinge 15 te doen nie, maar die kaart het opgepop, toe vat ek die geleentheid. Daar sy. So ons is terug by ons stuk, en toe wat gebeur is, kyk hoe wonderlik is hierdie, hier gaan hulle is toe deur die gemeente weggestuur, en het deur Fenisië en Samaria gereis, en uitvoerig oor die bekering van die heidene berig, en sodoende groot vreugde aan al die broers verskaf. Nou, kyk na daai roete wat hulle gevolg het. En as jy letterlik net kyk na die roete wat hulle gevolg het, kan jy klaar sien, hier het 'n massiewe skuif gekom onder die Jode. Onthou, dit is Jode, dit is Paulus, dit is Barnabas, hier gaan hulle. Die is nie die roete wat 'n Jood sou gevolg het om by Jerusalem uit te kom nie. Nie 'n manier nie. Julle sal weet dat uit die aard van die saak is daai Samaria. So wat Jode sou gedoen het, as hulle moes reis, onthou van hulle het in Galilea gebly hierbo, so wat hulle sou doen is, hulle sou oor die Jordaanrivier gaan na die ooste kant, dan sou hulle afgegaan het, en daar sou hulle weer gekruis het weswaarts, en dan sou hulle Jerusalem toe gegaan het. Was 'n groot ompad wat hulle gevolg het, om daar uit te kom. En die rede is baie eenvoudig, hoekom het hulle die langer pad gevat? Want die Jode wou nie aangaan by Samaritaanse stede nie, daar was baie slegte konflik tussen die Jode en die Samaritane. Ons het al voorheen daaroor ook gepraat. Die Jode het die Samaritane beskou as half Jode en kwart Jode en agste Jode, en watter breek jy ook al wil gebruik, maar nie volbloed Jode nie, en gevolglik nie hulle beskou as waardig eintlik. En dis hoekom die barmhartige Samaritaan, wat ons eintlik nou net gekyk het in Lukas 10, dat 'n Samaritaan wat gehaat is eintlik deur die Jode, iemand moes bystaan, is ondenkbaar. Maar die feit van die saak is, nou is ons in 'n nuwe dispensasie, waar God nie meer skeiding bring tussen Jood en nie Jood nie. So wat gebeur hierso? Nee, kom ons gaan af. Sidon, Tyrus, Ptolemeus, hier gaan ons af. En ons gaan na die hoofstad van Samaria toe. Ons gaan soontoe ook. Al die pad tot in Jerusalem. En wat doen Paulus en Barnabas soos hulle gaan? Oral waar hulle gaan,
vertel hulle die goeie nuus. Hulle het 'n hele sendingreis van 2-3 jaar se inligting om te deel vir mense wat nie volbloed Jode is nie, oor hoe God juis nie Jode ook nou insluit in die familie. En nou kan jy verstaan hoekom hy vers sê, en groot vreugde is aan al die broers verskaf. En die feit dat daar broers gebruik word, beteken dit is mense wat ook tot geloof gekom het. So soos hulle aangaan, is die wat reeds geglo het, versterk in hulle geloof, en van die mense het uit die aard van die saak ook tot geloof gekom as gevolg van hulle getuienis. En dink mooi daaroor, ek kan vinnig net 'n paar hoogtepunte hierson noem. Daar Sergius Paulus, jy onthou met dit wat op die eiland Cyprus gebeur het, en die ou wat probeer het om die prokurator weg te hou, of die prokonsul, en toe op die eind van die dag, daar wat gebeur het, en dan die eerste sendingreis gaan aan daarso, Antiochië en Pisidia, dit was Iconium, dit was Lystra, dit was Derbe, die Joodse teenkanting. Paulus wat praat van hoe hulle my met klippe gegooi het, en toe staan ek op, en die volgende dag gaan ek terug, en ek is aan die volgende plek toe, en ons kom by 'n ander plek, en verstaan hy praat van Zeus en Hermes, en al hierdie goeters, en hy vertel wat gebeur het, en hoe hulle kon teruggaan. So, daar was verhale om na te luister. En onthou, dit was ook ek sit en dink ook myself in, dit was 'n samelewing waar daar nie TV en streaming services was nie. So ek dink daar was 'n groter honger ook by mense gewees, want dit was iets anders as net dit wat ons deur baie keer media doodgemaak word in denke en al die goeters. Right. Ons is by vers 4. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente en die apostels en ouderlinge ontvang. Paulus en Barnabas het vertel wat God alles gedoen het. So, hier is hulle nou in Jerusalem, selfe stories wat hulle nou eintlik al die pad, en dit was seker so 'n maand reis af, tot in Jerusalem, oral gestop en gedeel en gepraat en aanbeweeg en getuig, en nou is hulle in Jerusalem. So wie sou hier gewees het op hierdie stadium van die geveg? Nou ons weet dat Handelinge 12, Jakobus die apostel is reeds nie meer met ons nie. Hy is doodgemaak deur Herodes. So hy is nie meer hierson nie. Maar wie is hy wel? By naam word genoem Petrus, en dan ook Jakobus sal ons sien wat die halfbroer van Jesus was. Dis die Jakobus wat die brief Jakobus geskryf het. Maar uit die aard van die saak, daar sou ook van die ander apostels daar gewees het. En wat ons hier kry, in die jaar 50 na Christus, so dis so 1975 jaar gelede, vind daar dan die groot vergadering in Jerusalem plaas. Dis die eerste groot vergadering van sy aard, 50 na Christus. En hierdie konflik moet nou opgelos word. So, wie is eerste aan die woord? Eerste aan die woord is natuurlik die Fariseërs. Daar sien ons vir hulle sommige mense wat aan die Fariseërs se party behoort en gelowig geword het egter opgestaan en gesê hulle moet besny word en opdrag kry om die wet van Moses te onderhou. Nou hier is baie interessant. Lees mooi wat daar staan. Wat sê dit vir ons? Daar was persone wat voorheen Fariseërs was, en hoor mooi, hulle is steeds Fariseërs. They did not quit the party of the Pharisees. Daar staan nie persone wat voorheen Fariseërs was nie. Hulle het steeds daai beweging aangehang, en hulle was steeds deel van die Fariseërs. Wat weer eens ook nie vreemd is nie, want kyk presies wat doen Paulus in Handelinge 23. Omdat Paulus geweet het dat sommige van hulle Sadduseërs was en ander Fariseërs, het hy in die Sanhedrin uitgeroep, manne, broers, ek is 'n Fariseër, die seun van Fariseërs. Op grond van die verwagting van die opstanding van die dooies word ek verhoor. So, ek noem dit, is net interessant, dat in die kerk was daar met ander woorde persone wat steeds Fariseërs was. En ek dink, ons het nodig om bietjie net ons idee oor Fariseërs te verander. Dit beteken net, hulle het regtig 'n hart gehad van reëls en wette,
en dit was nie noodwendig altyd sleg bedoel nie. Die hart was, ons wil regtig God aanbid, en in enige gemeente, ook met hierdie vraagstuk, jy gaan altyd dit kry. Daar's altyd daai spanning tussen, ons moet strenger die reëls hou, en anders ons moet 'n bietjie meer ontspan, en daar's daai spanning baie keer in terme van dit, maar hulle was daar fariseërs. Wat wel interessant is, ons lees nêrens in die skrif, dat daar ooit 'n sadiseer is, wat gelowig geword het nie. Wel die fariseërs, nooit die sadiseërs nie. Goed, so hulle sê hulle saak, en uit die aard van die saak, hulle sê, hulle moet besny word, hulle moet die wet van Moses, moet hulle onderhou. Dan, vers 6. Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie saak in oënskou te neem. Toe 'n ewige woordestryd ontstaan. Hierdie was nie net ligte, almal kry 'n spreekbeurt, dit was emosie dalk. Ek kan dink, dis vurig. Ewige woordestryd, die woorde wat Lukas gebruik. Het Petrus opgestaan, so Petrus is eerste aan die woord van die apostels, en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God my al van die vroeë dae af onder julle uitgekies het, sodat die heidene deur my prediking die boodskap van die evangelie hoor en tot geloof kom. Nou hoor mooi, wie is die eerste persoon wat praat ten gunste van, maar luister, dis 'n insluiting van nie Jode ook. Dis Petrus. Nie Paulus nie. Ek gaan nou sê hoekom. 1, Petrus het mos nou al reeds vroeër eintlik hierdie selfde boodskap gebring. Hy bring dit nou net daar, en hoekom is dit goed? Want almal is bekend met Petrus, almal weet hy's 100% 'n Jood, hy was saam met Jesus van die begin af, en waaraan herinner hy hulle nou? Ons gaan nou sien wat hy doen. In vers 8, en God, die kenner van harte, het dit bevestig, deurdat hy die Heilige Gees aan hulle, net soos aan ons geskenk het. Hy het geen onderskeid getref tussen ons en hulle nie, want hy het hulle harte deur die geloof gereinig. So wat hy sê is, hy gaan terug en hy verwys na die gebeure van Kornelius, en hy sê vir hulle, luister julle onthou, ek het nie te lank terug, het ek vir julle hiervan vertel, maar ek het toe nou, hierdie is ook al 'n paar jaar aan, né? Mens vergeet dit, dis nie net een of dis 'n paar jaar terug, wat dit gebeur het, in die lewens van die nie-Jode, wat daarso die Heilige Gees ontvang het. En hy sê vir hulle, kyk mooi, hulle het die Heilige Gees ontvang net soos ons, julle onthou dit, ek het dit vir julle 'n paar jaar terug ook gesê, en wat's belangrik, God het geen onderskeid getref nie. Hy het nie gesê, wag, hulle kan nie die Heilige Gees ontvang nie, want hulle is nie Jode nie. Dis nie wat daar gebeur het nie. Hulle het die Heilige Gees as geskenk ontvang, ten spyte van die feit dat hulle 1, nie besny was nie, en 2, dat hulle nie die wet onderhou het nie. Daai was nie uitsluitend nie. Anders sou God gesê het, hoor hierso, ek wil graag aan julle die Heilige Gees skenk, maar ek kan nie, want julle is nie besig om die reëls en regulasies te volg nie. En dan baie mooi wat hy sê, hulle harte is hoe gereinig? Deur die geloof. En daar kry ons die waarheid. Waardeur word ons gereinig? Waardeur word ons verlos? Geloof. En dan sê Petrus, waarom wil julle God dan nou toets deur 'n juk wat nie ons of ons voorvaders kon dra nie, op die disippels se nekke te plaas? Maar ons glo dat ons op dieselfde manier as hierdie mense deur die genade van die Here Jesus verlos word. So hoor mooi wat sê hy. Hy's nie besig om te sê dat daar 2 maniere tot verlossing is nie. Hy sê dis een en dieselfde manier, en dit is slegs op grond van genade. As jy dit saamlees by daai vorige vers, geloof, genade, nie dade. Geloof, genade, nie dade. Dit rym, dan onthou jy dit baie mooi. Dit gaan nie oor die dade nie. Dit gaan nie oor wetsonderhouding nie. Dit gaan nie oor die besnydenis nie. Dit gaan nie oor wat jy eet nie. Dit gaan oor wat in jou hart aan die gang is en hoe dit prakties tot uitlewing kom. So dit is die boodskap wat Petrus bring. Hy's eerste aan die woord.
en hy sê dit vir hulle. So wie's volgende aan die woord? Toe het die hele vergadering stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Terwyl hulle vertel het van al die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidene gedoen het. Nou ek weet, interessant, ek's baie finetjie op sulke goeters. Maar kyk na die volgorde van die name. Interessant, want ek weet nie of julle dit opgetel het nie, of is dit net ek wat sulke goeters raak? Jy het gesien, julle raak skerp. Die feit van die saak is, nee, kyk, julle raak nou Bible scholars. Dis goed, julle benader die skrif reg. Kyk gou hierson. Volgorde van name is baie belangrik. Aan die heel begin, Barnabas en Saulus, Barnabas en Saulus, Barnabas en Saulus. Barnabas is die belangriker figuur aanvanklik. Wat gebeur toe? Eerste sendingreis, somme Paulus en sy reisgenote. Hy het so vinnig verander, dis nie eers Paulus en Barnabas nie, dis somme Paulus en sy reisgenote. Barnabas is baie gedemout, en dis mos hoekom een van die redes is, dat hulle dink Johannes Markus, maar ek dink nie daai was die rede nie, maar gedink het hy was jaloers, omdat Paulus nou al hierdie eer kry. En dan is dit Paulus en Barnabas, en dan interessant, dan is daar een flip na die ander kant toe weer. Handelinge 14 gaan nou daaroor sê hoekom daai en spesifiek daai volgorde is, en dan die een van nou, waar Barnabas se naam eerste genoem word. Goed, Handelinge 14, dis laasweek sinne. Dit maak baie sin hoekom Barnabas se naam eerste daar genoem is. Want binne die konteks van waar hulle was, wat het die mense geglo, wie is Barnabas? Zeus, die meer prominente ene. Wie het hulle geglo is Paulus? Hermes, die minder prominente een, die boodskapper. So in Lukas se manier van keuse, sou ek dink, hy probeer ook daardeur te illustreer, wie die mense gedink, wie's belangriker en wie's nie belangrik nie. En dan kom ons by vandag se deel. En die vraag is, hoekom? Hoekom Barnabas en Paulus? Hoekom is dit die volgorde? En dit is altyd lekker as mens net stil staan by 'n vers en nie net na die volgende vers toe gaan nie en jouself daai vraag afvra. Waar is ons? In Jerusalem. Hoeveel tyd het Paulus al hier spandeer as 'n Christen? Feitelik niks nie. Die gehoor wat voor hom sit, selfs die apostels, maar die leiers wat voor hom sit, ja, hulle het gehoor van Paulus, maar ken hom nog nie regtig so goed nie. Wie hulle wel goed ken is, hulle ken vir Barnabas. Hulle ken vir Barnabas. En dit maak vir my vanuit 'n regstegniese oogpunt maak dit baie sin. Want as Paulus hieroor nou gaan argumenteer, gaan mense sê, ja, maar jy's bevooroordeeld. Jy kom nou van jou sendingreis af, waar jy klomp goeders gedoen het met die heidene, nou wil jy ons kom oortuig van dit. Wie's jy? Ek weet dis nie die harte van mense om so te praat nie, ek probeer net vir julle te illustreer hoekom dit net baie meer sin maak dat 'n Barnabas hierso sou praat. Dat 'n Barnabas hierdie storie sou deel. Dis al van Paulus, jy het nou 3 jaar, maar dit's nou my beurt. Wees rustig, ek gaan met die mense praat. En dis wysheid. Dit is goddelike wysheid om te weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. En Paulus het hier bietjie stil gebly. Ek wil nou 2 slides daar skiep, fantasties. Toe hulle ophou praat, het Jakobus gesê, en nou is ons by Jakobus. Ek gaan nou bietjie meer oor hom praat. Broers, luister na my. Simeon het verduidelik hoe God van die begin af toegesien het dat hy uit die heidene 'n volk vir sy naam sou verkry. Nou, ek gaan eers oor Simeon praat en dan gaan ek teruggaan na wie was Jakobus. Baie interessant. Hoekom gebruik Jakobus nie die naam Petrus nie? En selfs as hy nie Petrus gebruik nie, hoekom spesifiek die naam Simeon en nie die naam Simon nie? Interessante vraag. Dit is hoe my brein gaan baie keer met hierdie, wat ek het sien. Baie eenvoudig. Petros, Griekse naam. Sy Arameese naam Kefas. Maar in Hebreëus, Simeon, wat beteken hy hoor of God hoor. Hier's die ding.
Met wie praat hy hier in Jerusalem? Met Jode. En hy's besig om hulle met 'n Joodse naam. Hy gebruik Petrus se Joodse naam om half die boodskap oor te bring om vir hulle te sê, hoor hierso. Het julle net gehoor, Simeon, hy's 'n Jood, hy's een van ons. En hy as Jood wat Jesus volg het gesê, dis wat die Here kom doen het. So dis daai koneksiepunt wat hy wil maak om duidelik te maak, luister hier, as Jode, hierdie is Jode wat met Jode praat. Hierdie is nie Jode wat nou met Jode praat nie. Julle kan maar luister. En hy bevestig dit. Nou, Jakobus paar dinge net oor hom. Ironies genoeg, hy wat Jakobus is, was later van tyd die leier van die kerk in Jerusalem. Ironies, nie Petrus nie, maar Jakobus. En sy bynaam, ek het dit al voorheen hier genoem, hy is genoem Jakobus die kameelknie. Vir die eenvoudige rede dat hy soveel tyd in gebed spandeer het, dat hy volgens oorlewering eelte op sy knie gekry het. Nou dink jouself in, hoeveel ure 'n dag moet jy in gebed spandeer as jy eelte op jou knie kry van bid? En ek wil nie eers ingaan op dit, en dan kyk ons nou hoe ons bid, en dan, ja, is interessant, in die week, Sondag, tieners was hier, en hier is dit baie konfronterende vraag, ek vra dit sommer vir ons almal, ek vra vir hulle, so, ek het 'n groep gehad, ek vra, wie is vir jou die belangrikste persoon of entiteit of iets in hierdie heelal? En eers kyk hulle my so aan en ek sê, dit is nie 'n triekvraag nie. Julle kan maar die sonnaarskool antwoord gee. En wat is die sonnaarskool antwoord? Dis God, dis Jesus. Ek sê, wonderlik, fantasties, dis die waarheid. Sê ek, maar dis vir my so ironies dat hier lê Desember vakansie voor en julle sê nou al vir my, as julle moet meet hoe vorige Desember vakansies gewerk het, beteken dit die volgende gaan gebeur. Jy gaan laat slaap tot wie weet watter tyd. Dan gaan jy opstaan, dan gaan jy sê, maar die dag is klaar in die gang, my ouers roep my en die en daai en dit. So my dag gaan net aan en vanaand, hemel, dis te laat, ek's moeg, ek slaap en voor ek my oë kan uitvee, is 3 weke verby en ek het glad nie by die Here uitgekom nie, maar hy is die belangrikste. Hy is die belangrikste in die heelal. Ons definisie van belangrik is dalk nie so goed nie. Maar verstaan julle daai, en ek sê dit nie om ons dat skuldig voel nie, ek sê dit ook om te sluit af vanaand, en dit is 'n Desember vakansie wat voorlê vir baie, maar daai is baie keer iets wat ons ook moet besef. As God vir ons regtig belangrik is, maak hom 'n prioriteit. Ek sê nie jy moet bid dat jy kameelknie kry nie, ek's glad nie besig om dit te sê nie, maar dit moet tog iets in ons harte stir. En dit is een ding wat ek net, as Jesus so baie gebid het, nou kan mens baie keer, en ek weet, is altyd die pushback, ja, maar dit was Jesus. Hierdie is 'n gewone mens, soos jy en ek. En as hy so baie kon bid, ek dink daar's iets wat ons hier kan leer van kameelknie en hoe hy gelewe het. Right. Net nou seker maak, ja, ek kyk tog van tyd tot tyd terug. Goed. Jakobus sê verder, hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos daar geskryf staan, daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou en ek sal die bouvalle daarvan herbou en dit herstel, sodat die res van die mensdom die Here kan soek, ja, al die nasies oor wie my naam uitgeroep is. So sê die Here wat hierdie dinge doen, wat van lank gelede bekend is. Nou, interessant, hierdie is 'n aanhaling van die profeet Amos in hoofstuk 9. Maar julle weet wat ek nou gaan doen. Dis Amos 9 vers 11 tot 12, wat ons hier lees, maar dan kyk ons na die Masoretiese teks, daar is hy nou net Masoretiese teks, dit is die Hebreëse teks waaruit van die Ou Testament wat ons gebruik, maar vergelyk gou hierdie woorde met die vorige woorde. Op daardie dag sal ek die vervalle skuiling, dit was vervalle huis van Dawid, nou is dit vervalle skuiling van Dawid herstel, ek sal die bresse toebou en die ruïnes herbou om te wees soos in die dae van weleer, sodat hulle die wat oorgebly het van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, in besit kan neem, is die uitspraak van die Here wat dit gaan doen. Gou 'n doodeerlike vraag.
As jy kyk na hierdie en jy kyk na hierdie, jy hoef nie bang te wees nie. Is daar subtiel verskille tussen die bewoording van hierdie en hierdie? Soos wat, ek gaan nou wees soos 'n optometris. 1 of 2? 1 of 2. Kan julle wel sien, daar is tog verskille en dan teen die tyd behoort julle te weet hoekom daar verskille is. Lukas het nie aangehaal uit die Masoretiese teks nie. Lukas het aangehaal uit die Septuagint, die LXX. Want as ons na die LXX teks kyk, die Septuagint, in that day I will raise up the tabernacle of David that has fallen, and I will rebuild its ruins and set it up again, that the remnant of men and all the Gentiles upon whom my name is called may seek me, says the Lord who does these things. Kan jy hoor, is nou die Engels daar, maar hierdie is baie nader. Edom is nie eers hierso ingesluit nie. Julle sien hom daarso. En hoe mooi is dit, julle het al in 'n preek al gehoor van the tabernacle of David, dan is jy soos, maar ek kry dit nie altyd noodwendig in die Bybel nie. Nou daar is hy. Want hy's in die Griekse weergawe van die Ou Testament, soos wat hy geïnterpreteer is. En dit maak vir my ook mooi sin, want Grieks is klaar bietjie minder net die Jode. Kom ons sluit bietjie meer in. So in hierdie vertaling is daar klaar 'n sagter woord. En ek bedoel, kyk na dit. Who my name is called, may seek me, nee? My seek me versus in besit kan neem. Dis al heeltemal eintlik anders wat daai twee konsepte betref. Maar dit's mooi. En dit maak vir my die Bybel meer awesome, altyd. So ons kry dit baie, ek het dit by 'n vorige geleentheid het ek dit genoem. So wat gebeur dit is, die Septuagint, dis hoekom dit ook LXX, L is 50 in Romeinse syfers, XX 10. So dis 70. Dit was in die tyd van die Ptolemeërs, as ek dit nie reg het nie, wat een van die leiers gesê het, luister, ek gee 'n opdrag, en hulle het ek dink 70 rabbies gekry. En toe was die opdrag, julle vat nou die Ou Testament, die Tanakh, en julle vertaal dit Grieks toe. Want daar was 'n groot bevolking Jode, maar daar was baie mense wat nie Hebreëus mee gepraat het nie, en dit is daar. Ons kry dit baie. So as jy iets interessants wil doen, die van julle wat nou regtig wil gaan indelf en hierdie wil gaan soek, vat Matteus, en dan gaan lees jy al Matteus se profeseë wat hy aanhaal uit die Ou Testament. En dan partykeer, dan kyk jy daarna, dan is jy soos, maar as ek daai vers gaan lees in my eie Bybel se ou vertaal, die Ou Testament, dan is jy soos, hy lyk so 'n bietjie anders, klein bietjie. En partykeer is die, wel, punt 1, en dit het gebeur, en moenie, dit vat niks weg van die geloofwaardigheid van die skrif nie, maar partykeer beteken dit, daar's 'n ander vertaling wat gebruik is as aanhalingsbron. En dit gebeur. Ons gaan 'n bietjie later ook oor 'n ander vers praat, wat in sommige van julle se Bybels is, en sommige van julle Bybels nie is nie. So, daai gebeur. Ander kere, is daar ook 'n bietjie 'n vryer interpretasie. En kom ek gooi 'n kat in die hoenderhok met hierdie sin. Vat vir Paulus byvoorbeeld. Baie lief vir Paulus. Paulus praat op 'n stadium oor die huwelik. En dan sê hy op 'n stadium, hierdie sê ek, nie die Here nie. Maar ons glo vanuit 2 Timoteus 3 vers 16 dat die hele skrif is deur God geïnspireer, verwys daai na die hele Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament of net na die Ou Testament, maar die punt is net die volgende, as ons glo die hele skrif is deur God geïnspireer, wat ons doen, wat maak ons dan met daai deel? Is dit dan die hele skrif is deur God geïnspireer, behalwe daai deel waar Paulus gesê, dis hy wat nou praat, dit is nie. Julle hoor wat ek sê, en weer eens, dit maak die lewe vir my interessant, eendag sal ons weet. So moenie vir my vra nie, ek weet nie wat sy antwoord nie. Ek glo die hele skrif is deur God geïnspireer, maar ons kan nie blind wees vir daai nie, en dis al wat ek wil sê. Ek is nie een van daai mense wat sê, kom ons versamel al hierdie ooglopende weersprekinge en vee dit onder die mat in. Nee, ek deel dit, en dit maak dit net meer ryk. Dit is my hart rakende dit. Goed, waar is ons? Ons is by vers 19. Daarom oordeel ek, dat ons dit nie moeilik moet maak vir hulle wat uit die heidendom na God draai nie.
maar dat ons vir hulle moet skryf, hoor mooi, om weg te bly van dit wat deur afgode besoedel is, van hoerery, van wat verwrig is en van bloed. Daar's tog van die vroegste geslagte af in elke dorp mense wat Moses verkondig en elke Sabbatdag in die sinagoges voorlees. Nou hoor mooi, wat is die gevolgtrekking van die vergadering in Jerusalem in 50 na Christus? Sê hulle dat nie Joodse gelowiges besny moet word? Nee. Sê hulle dat nie Joodse gelowiges moet die wet van Moses onderhou? Nee. Joodse feeste? Nee. Kosher dieet? Nee. So, die lank en die kort is, wat hier gekommunikeer word is, wat verlos ons, wat red ons, slegs geloof in Jesus Christus. En ek moet hierdie noem, want dit is soms, selfs hier in Potch, pop dit partykeer op, wat mense wil teruggaan in Hebrew roots en al die klas van dinge. Ek's net soos Jerusalem vergadering, 50 na Christus. As dit God se hart was, dat ons moes bly by die kosher wette, hy sou hier gefeature het. As dit regtig God se hart was, dat ons moet bly by die dieet, en hier's my punt, as iemand daai dieet wil volg, doen dit, maar moenie dit afdwing vanuit 'n geloofsoogpunt nie. Want ons kan nie, dan beteken dit ons moet Handelinge 15 vat en uit die Bybel uitskeer. Interessante vraag, en ek gesê ek gaan dit vra, ek gaan net kortliks daarby stil staan. Het die doop die besnydenis vervang? Nee. Tog kry mens dit in 'n formulier of 3 in party gemeentes wat dit sal sê. As die doop die besnydenis vervang het, kom ek sê vir julle hoe sou Handelinge 15 geklink het. Skus julle, ek verstaan is 'n bietjie antiogie, julle is bietjie nog agter. So hier's eintlik wat moet gebeur. Luister mooi, skryf neer. Die doop het die besnydenis vervang. Skryf neer. Die doop het die besnydenis vervang. Ons het nie nodig om verdere debat te hê nie. So van nou af vorentoe word niemand verder besny nie. Niemand word besny nie. Ons gaan net almal doop en dis dit. Maar daai woorde is nie gesê in Handelinge nie. Inteendeel, wat doen Paulus letterlik in die volgende hoofstuk of 2 met Timoteus? Hy laat hom besny. Die doop het nie die besnydenis vervang nie. Dis 'n totaal ander verbond met 'n totaal ander betekenis en dis hoekom tot vandag toe nog, wat gaan jy kry? Sommige Jode, wat lief is vir Jesus, sal hulle seentjies besny op 8 dae en as daai seuns ouer is en aanvaar Jesus, sal hulle gedoop word. Dis 2 aparte goed. Dis nie dieselfde ding nie. So om te sê dat die doop die besnydenis vervang het, is nie die waarheid nie. En weer eens, as dit so was, ideaal. Ideale geleentheid om daai aan te spreek. Nou hier is die vraag, 4 reëls. Bly weg van vleis wat aan afgode geoffer is. Bly weg van vleis wat nie uitgebloei is nie. Bly weg van bloed. Bly weg van seksuele immoraliteit. Dis daai 4 goeters wat hulle moes nakom. Nou kom ons kyk, want hier is die vraag wat jy nou het. Hoekom daai 4? Presies, wat is die rede agter hierdie 4? Dit voel lukraak, maar dit is nie. Kan nie. Met hierdie woordewisseling, there's certain method in this madness as it might seem. Dis eintlik baie logies. Eerstens, kom ons begin by die vleis wat geoffer is aan afgode. Onthou wie's die teikenmark, as ek dit so kan stel. In Antiochië sit jy met 'n gemeente wat bestaan uit 'n kombinasie van Jode en nie-Jode. Nou vir 'n Jood om te sien hoe iemand, so kom ons vra eers die vraag, hoekom sou mense vleis koop wat aan afgode geoffer is? Nou, hier's wat mense kan doen. Mense kan gaan na 'n goeie slaghuis toe
En dan kan mens daar gaan vleis koop. Natuurlik sal vars vleis aansienlik duurder wees as byvoorbeeld wat mense gedoen het is, jy het vleis gekoop, dan gaan jy na die plaaslike tempel toe, vir wie ook al, vir Artemis of Diana of Zeus of wie ook al, jy offer die vleis, dis baie vleis. Jy gaan dit nie noodwendig eet nie, en dan wat hulle gedoen het is, sommige plekke het dan van hierdie reeds gaar gemaakte, want dis wat offer maar is, nee, daai vleis is dan verkoop, teen 'n baie laer prys. En dit maak logies sin. Dis soos jou klassieke Woolies of Pick n Pay hoender wat jy na 'n kerk kry op 'n Sondag, nê? Dis baie maar hy's daar gaar, hy's daar, is nie te duur nie, jy kan daar gaan. As jy die rou hoender koop en dan met jou nou self en nee, dan eet jy eers half 3, verstaan? Nee. So 5 van die sake is dis wat al was. En party mense het met volle reg geredeneer. Hoor hierso. Ek weet mos daar bestaan nie 'n Zeus of 'n whatever nie. Hierdie is net vleis wat gaar gemaak is. Ja, daai persoon wat dit gedoen het, glo dalk ABC, maar dis letterlik net vleis. En is goedkoper. Ek gaan dit koop. En hulle het dit dan geëet. Maar nou is jy in 'n gemeente waar daar Jode sit wat om die dood nie dit sal doen nie. Dis totaal en al teen alles wat hulle glo. So wat sê die gemeente? Kan ons sensitief wees vir mekaar? Hierdie is 'n punt wat baie konflik kan veroorsaak en harte van verwyk kan veroorsaak. Kan ek vra vir my nie-Joodse boeties en sissies, los daai vleis as jy weet een van jou Joodse gelowige broers en susters gaan jou sien, want dit gaan hulle ontstel. So let's not go that route. En kyk mooi. Wat sê Romeine 14? Want dit voel so half as jy dan Romeine 14 lees, asof Romeine 14 hierdie dan nou weer spreek, want wat sê Romeine 14? Romeine 14 is die hele vraagstuk. Luister hier, mag 'n mens vleis eet wat aan afgode geoffer is al dan nie? En dan wat sê Paulus? Wel, hy sê jy moet vanuit 'n geloofs-oortuigingspad moet jy hierdie pad stap, maar hy sê ook wees sensitief. Kyk uit. So hierdie is nie 'n absolute reël wat sê jy mag nie daai vleis eet nie. Dit gaan oor die beginsel wees sensitief vir jou medegelowiges. Eintlik waarop hierdie neerkom is tree op in liefde. Moenie iets doelbewus doen as jy weet dit gaan iemand rondom jou aanstoot gee nie. Om ter wille van liefde en eenheid te sê, weet jy wat? Dan koop ek nou maar die vars vleis teen 'n premie en ek maak dit self gaar. Dit is dan nou maar die klein opoffering wat ek maak ter wille van liefde. Maak daai eerste ene sin. Dit maak sin. Nou eintlik as mens dan gaan, dan maak die volgendes eintlik baie sin. So van julle, ek het die voorreg gehad toe ek baie jonger was 12 jaar oud, toe ek Duitsland toe gewees en baie lekker en ek het 2 weke by die Schuberts gebly en toe die laaste 3 weke by die Ortmans en ons eet en ons gaan aan wat en lekker en daar's sulke tipe wors daar en so en ek eet dit en na die tyd toe sê hulle vir my dan das is bloedwurst. Bloedwors, julle het al seker gehoor van bloedwors. Julle het al gehoor van bloedwors. Dit is wors wat gemaak word hoofsaaklik uit varkbloed of beesbloed en die klas van goeters. So, is nie noodwendig. Ek het net en dankie. Dit is nie noodwendig. Jy bring vir my nee, glad nie, maar dit is dit. So aan die regterkant het jy wat mens noem bloedwors wat in Duitsland beskikbaar is en aan die linkerkant en ek dink dis meer in Skotland wat jy dit kry, dit word genoem black pudding. Wat glad nie pudding is nie. Jy kan duidelik sien dis nie pudding nie en dis nie asof dis anderster as daai keer wat gesê het wat hulle dis interessant nê. Toe ek gesê het wat mense nie mag eet nie, toe water julle monde. En toe ek sê maar eintlik kan julle hierdie eet, dis nie so big deal nie. Nou water niemand se monde nie. Nee, dis nie noodwendig dat mense honger is as hulle hierdie sien nie. Nou albei daai het 'n baie groot stuk bloed in die bereiding daarvan en dit. Nou weer eens sit ons met hierdie punt. Mag ek nie. Verstaan? En weer eens vat hom terug na die beginsel van liefde toe. En dan sien jy, okay, hierdie gaan oor
hê sensitiwiteit in jou hart vir Jode wat in hulle lewe nie hulle lippe aan dit sal sit nie. Al doen jy dit 100% net met bees, en daar's niks vark daarin nie, sal nie hulle lippe daarin sit nie. Dit sal totaal en al teen kosher wees. En dieselfde met die dier wat verwrig is. Bloed is nog in die dier en al die tas van goeders. So jy daar. So daai twee is moenie aanstoot gee nie, en al drie het eintlik met kos te doen, en al drie kom neer op dieselfde ding. En dan die derde punt wat ek net hier kan uitlig is hoerery wat ek net kan noem. En weer eens kan mens dan vra, hoekom dit? Hoekom onsedelikheid? Daar's soveel ander reëls ook. Hoekom spesifiek hierdie ene? Nou, die Griekse woord wat hier gebruik word is die woord porneia. Porneia. Dis presies dieselfde woord waar die woord pornografie vandaan kom. Porneia. Porneia beteken onsedelikheid. So, hoekom stuur die gemeente in Jerusalem vir die vergadering die boodskap bly weg van porneia af? Want hoe het aanbidding plaasgevind in die heidense wêreld? Jy het al gelees in die skrif, daar word gepraat van tempelprostituie. Gelees van tempelprostituie? Nou tempelprostituie was nie prostituie wat maar net by die tempel was, net so jy het 'n tempelprostituut en 'n kafeeprostituut en nee, dit is nie waarop dit neerkom nie. Dit was spesifiek hulle werk en dit was nie soos wat mense vandag dan kan dink aan prostitusie en so, en dit was 'n kwessie gewees van ek gaan tempel toe met die intensie om te aanbid. En hoe aanbid ek? Ek betaal die prostituut en deur seks aanbid ek dan hierdie God. Nou verstaan julle dalk hoekom dit so gewild was. Julle sien, want it's to the flesh. Tot die vlees het dit gespreek. Is presies soos dit. Wat is hulle besig om te doen? Hulle is besig om hierdie mense te leer. Julle is grootgemaak in 'n wêreld. En in daardie wêreld het julle geleer dat om te aanbid is gelyk aan seks. Dit is nie wie God is nie. Dit is nie hoe God aanbid word nie. Dis 'n ander manier van dinge doen. En as jy dit in ag neem, en jy dink aan 'n plek wat absoluut so funksioneer het, kyk hoe verander die konteks van 1 Korintiërs 6. Of weet julle nie, dat iemand wat met 'n prostituut gemeenskap het, een liggaam met haar word nie. Daar staan immers, die twee sal een liggaam wees, maar die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met hom. Vlug weg van onsedelikheid. Daai woord onsedelikheid, selfe woord porneia, selfe woord hoerery wat ons lees in Handelinge 15. Kan julle sien, van die konnotasie is, julle is gewoond aan porneia as 'n manier van aanbidding. Jy kan nie porneia en God aanbid nie, want die beginsel is 2 word 1. Daar is die oeroue beginsel van huwelik. Dit werk ook so in die gees. Jy kan nie God aanbid en die wêreld met hoerery so dien nie. Ja, so daai is die 4 riglyne, 4 reëls wat neergesit word, en ek weet, dis 'n vraag wat baie gevra word, hoekom spesifiek daai 4? Maar as jy nou daarna kyk, sluit dit eintlik baie mooi aan by 'n ander beginsel, wat net sê, wees lief vir jou naaste. Neem mense rondom jou in ag. En doen jouself 'n guns, gaan lees Romeine 14, saam met hierdie. Dan sien jy, okay, dis interessant. En hoor ook mooi, selfs na hierdie gesprek, en ek weet ek spring nou vorentoe, daar's 'n stuk wat Paulus terugkom in Jerusalem. En dan was daar 'n gelofte. En wat doen Paulus? Hy gaan saam tempel toe en hy bring saam die offer. Uit respek vir die Jode. So, dit kom eintlik net neer op liefde. Moenie dinge doelbewus doen wat ander mense aanstoot kan gee nie. Hierna het die apostels en ouderlinge in oorleg met die hele gemeente besluit om manne wat uit eie geleedere gekies is, saam met Paulus en Barnabas na Antiochië te stuur. Hulle was Judas, bekend as Barsabas, ons gaan nie weer noodwendig van hom lees nie, en Silas, beide leiers
onder die broers. Nou, hoekom word die mense saamgestuur? Vir baie eenvoudig, onthou, in Antiochië, wag hulle nou. Want almal het nie in Jerusalem toe gekom nie. Almal was nie deel van hierdie vergadering nie. So daar's tweespalt. Daar's een lot wat sê, ons wag vir die antwoord wat gaan sê, het hoef nie so te wees nie. En die ander lot wat sê, ons wag vir hulle om te sê, het mag so wees. Stel jouself weer eens terug in hulle skoene. Verbeel jou net Paulus en Barnabas kom daar aan en sê vir hulle, hoor hierson, ons het toe gepraat, en hulle toe gesê, wat gaan die reaksie wees van die groep wat nie in A se kamp is nie? Hulle gaan sê, man, julle het dit net opgemaak, julle was nie eers daar gewees nie, julle het sommer net gaan vakansie aan Caesarea Maritima, en toe kom julle na 2 maande terug, en nou kom sê julle vir ons, dit is dit en dit is dit. Nee, dis 'n baie wyse besluit, weer eens hoe die Here hulle lei en sê, luister hier, vat mense saam, vat gelowiges saam, wat uit Jerusalem uitkom, wat dan kan sê, luister hier, Paulus en Barnabas staan aan een kant, ons sal vir julle sê wat gesê is. Dan hoor julle wat die gemeente in Jerusalem besluit het, wat het die vergadering besluit. So dit gaan oor geloofwaardigheid. En dan natuurlik, wat ook interessant hierso is, ons gaan nog 'n paar keer, wel, jy gaan in die Bybel van hom lees, Silas, belangrike volgende karakter. In sommige briewe lees ons van hom, en dan word sy Romeinse naam gebruik, Silvanus, so dit is Silvanus waarvan ons lees, en interessant, hy was nes Paulus ook 'n Romeinse burger. Wat dit baie interessant gaan maak, want jy gaan later sien waar hulle middernagtelik praise and worship, wat hulle uitkom en sê, maar luister die Romeinse burgers, wat is hier so aan die gang? Albei van hulle Romeinse burgers, baie interessant. Goed, ons gaan vinnig deur die brief gaan. Hulle het die volgende skrywe met hulle saamgestuur, die apostels en ouderlinge, julle broers, aan die broers uit die heidene in Antiochië, Sirië en Cilicië. Gegroet. Aangesien ons gehoor het dat sommige mense wat van ons afgekom het, sonder dat ons hulle opdrag gegee het, julle met hulle woorde ontstel en julle gemoedere verwar het, het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Barnabas en Paulus. Weereens, Barnabas se naam eerste, Jood. Mooi, want die Jood, Paulus is die een wat dalk moeilikheid gemaak het, Barnabas eerste. Mense wat hulle lewens oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het dus Judas en Silas gestuur, en hulle sal hierdie dinge mondeling aan julle bevestig, dat julle kan weet, hierdie het regtig gebeur. Die Heilige Gees en ons, hoe mooi is daai nie? Die Heilige Gees en ons het besluit. Nie ons het besluit en gestem en dit nie, daar's woorde soos eenparig, daar's woorde soos die Heilige Gees en ons, fenomenaal, het daarom besluit om geen verdere las op julle te lê nie, behalwe die volgende vereistes. Bly weg van afgodsoffers, van bloed, van wat verwrig is en van hoerery. As julle hiervan weerhou, sal julle goed doen. Laat dit met julle goed gaan. Daar's die brief. Eenvoudig, tot die punt, groot vergadering, maar hoor mooi. Daar word nie gesê, hoor hierso, eintlik was dit maar 'n groot konfliksituasie en toe stem ons en toe op die einde van die dag, toe ons aan die einde daarvan kom, toe 70% gesê dis so en 30% gesê nee, hulle moet nou maar hulle eie kerk gaan vestig en doen wat hulle wil doen, maar dit is wat ons gaan doen van hier af vorentoe. Hierdie wat nie genoem word nie, wat ek sal aanneem, is harte wat regtig gerig was op God. Wat regtig in nederigheid gesê het, ons soek God se aangesig. It's not about us. It's about the kingdom. It's about his name. En ek dink weer eens, dis van daai dinge wat ons definitief kan leer by hulle. So is die manne weggestuur en hulle het na Antiochië gereis, nadat hulle die gemeente bymekaar laat kom het, die brief word eers gelees en dis net die inhoud van die brief gewees. Nou is hulle weggestuur, hulle is Antiochië toe, nadat hulle die gemeente bymekaar laat kom het, het hulle die brief oorhandig. Die gemeente het die brief gelees en was verheug oor die bemoediging. Judas en Silas, wat self ook profete was,
het die broers met baie woorde bemoedig en versterk. En dit gebeur vandag nog. As daar 'n profeet van 'n ander dorp by jou gemeente aanland, jy kan profete in jou eie geleedere hê, hulle kan vir jou profeteer van A tot Z, maar as iemand kom van 'n ander gemeente, dan luister ons. Dan wil ek 'n woord hê, ek wil graag dit sê. Dis ironies. Ons het profete in ons midde, maar as iemand van oorsee kom, dan dink ek by myself, maar dit wat hierdie ou gesê het, is presies wat laasweek ook vir jou, ja, maar dit was hy. Dit was hy, hy's van Australië af. Die woord het ver gekom, verstaan, dit moet meer geloofwaardig wees. Maar, weer eens, die Here ken ons mense en hy ken ons harte, so ek dink dis nie so vreemd nie. Maar mense is vreemde goed, nee? Right. Vers 33. Hulle het 'n tyd lank daar gebly en is toe in vrede deur die gelowiges teruggestuur na die mense wat hulle afgevaardig het. Maar Silas het besluit om daar te bly. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die evangeliewoord van die Here verkondig. Goed, interessante tye. Jy het 'n vers 33 en jy het nie 'n vers 34 nie en jy het 'n vers 35. Sien jy vir hom so? Wie van julle het 'n vers 34? Daar's hier's 'n 2:34, daarso ook en hierso ook. Goed. Daai wat ek in skuinsdruk in italics daarso gesit het. Dit sal nie in die meer moderne vertalings voorkom nie. Wat jy wel gaan kry is jou waarskynlik 'n voetnota. Ons het al gepraat oor Handelinge 8:37. Hierdie is ook so ouetjie. So wat het hier gebeur? Kom ons lees gou daai teks sonder daai vers. Hulle het 'n tyd lank daar gebly en toe hulle in vrede deur die gelowiges teruggestuur na die mense wat hulle afgevaardig het. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly, en dan lees mens later, so met wie Paulus op sendingreis nommer 2 gegaan? Silas. As jy daai vers uithaal, watter idee kry jy? Jy kry die idee dat Judas en Silas uit Antiochië beide terug is Jerusalem toe. Daar was en soos Filippus, ewe skielik is Silas weer terug in Antiochië en daar gaan hy en Paulus op 'n sendingreis. So wat gebeur hierso? Weereens tekste. En ek kan goed glo hoe dit baie keer gebeur. Kopieë word gemaak. En iemand wat dalk net gesê het, "Skus, ons kry hierdie vraag elke liewe Sondag. Kan ons nie net dit verduidelik wat hier gebeur het nie? Kan ons nie net sê, maar Silas het agtergebly, want dan maak dit net alles baie sin. Want niemand van ons is in dispuut met dat Silas agtergebly het nie. So wat gebeur is, jou ouer tekste, weer eens, daar is nie oorspronklike tekste beskikbaar nie, maar daar is ouer en jonger tekste. Die meer onlangse tekste het 'n vers 34 by. Die ouer teks, en hierdie teks is gebruik vir byvoorbeeld die King James. So die King James sal vers 34 hê. Jou meer moderne vertalings, Afrikaans 2020 sal hom nie hê nie. Wat hy wel sal hê is dalk 'n voetnota wat sê, in sommige manuskripte kom hierdie vers voor. Weereens, hier is nou 'n tegniese punt wat ek hier wil maak. Feit van die saak is net, hoekom het hulle dit bygeskryf? Soms is dinge bygeskryf omdat iemand gevoel het, luister, hier's 'n verduideliking net nodig. En dis wat daar so gebeur het. Maar weer eens, dit gooi nie die appelkar om nie. Inteendeel, daai maak vir my net die uitleg bietjie makliker van wat hier gebeur het. Bottom line is, hierdie verander nie jou geloof nie. Hierdie beteken net heel waarskynlik Silas het agtergebly in Antiochië en Judas, en heel waarskynlik was daar nog mense saam. Dis net Judas en Silas se name wat genoem is. Heel waarskynlik was hulle net twee van Jerusalem wat daar aangeland het nie. Hulle is terug en Paulus en Barnabas tyd lank en wonderlik. Hier gaan ons. Konflik nommer 1 uitgesorteer. Almal is gelukkig. Happy ending. Vers 36. 'n paar dae later het Paulus aan Barnabas gesê,
Kom ons gaan terug en besoek die broers in elke dorp waar ons die woord van die Here verkondig het en gaan kyk hoe dit met hulle gaan, want hulle is verantwoordelike apostels, lief is vir die Here. Kom ons gaan kyk hoe gaan dit. Mens wil, jy's lief, dis kerke wat geplant is, jy wil sien hoe gaan dit. Daar is nie sosiale media nie, jy moet fisies gaan, jy moet gaan kyk wat daar aan die gang is. Wonderlik. En Barnabas, hy is positief. Barnabas wou ook Johannes, bekend as Markus, saamneem. Hy soos, Paulus is 'n briljante idee. Kom ons gaan en weet jy wat, Johannes Markus, hy's reg om weer saam met ons te gaan. Maar Paulus het nie gedink dat dit reg is om die man saam te neem wat hulle by Pamfilië in die steek gelaat en hulle nie vir die werk vergesel het nie. Paulus se woorde oor my dooie liggaam. Daar is nie 'n manier dat jou broerskind of susterskind saamgaan nie. Hy het ons in die steek gelaat en dis hoe dit is. Nou wie's reg? Is baie taaf. En dit is die wêreld waarin jy leef. Daar's 'n Barnabas wat gaan sê, hoor hierso, kom ons gee hom nog 'n kans. Kom ons gee die ou net nog 'n kans. En daar's 'n Paulus wat sê, om Jesus te volg gaan jy jou lewe kos. Daar's nie ruimte vir mense wat nie voluit ingaan nie. Dis taaf. Ek dink iemand het dit een Sondag vir my ook gesê. Paulus was tot 'n groot mate baie swart-wit, nê? In of uit, dis hoe dit is. Gat jy. En dit is goed. Jy? En party mense is mal oor dit, party mense is love it. Dis 'n klein bietjie fariseer wat so inkom. Onthou, maar hy was 'n fariseer. Verstaan so, dis hoe dit is. Dis duidelik, dis gekommunikeer. Hy het geweet dis wat hom gaan kos. Hy het gekies om nie dit te doen nie. Moenie nou kom met hierdie en hierdie nie. En Barnabas, en jy kry hulle ook in die gemeente en jy het hulle nodig. Nee, maar kom ons, asseblief man. Sy hart is goed. Hy het geleer uit sy foute uit. Paulus, onthou jy waar jy was? En as dit vir my was nie, dan sou hulle jou nooit in Jerusalem aanvaar het nie, maar ek was die een wat my naam en reputasie op die spel geset het en vir hulle gesê het, gee net vir hierdie Saulus 'n kans. Hy het regtig verander. Hy's 'n nuwe mens. So ek kan dink, hierdie was nie, weer eens, baie kort paragraafie, 2-3 verse, fantasties. Was dit dalk dat hulle die aand afgesluit het sonder om te praat en gaan slaap het en die volgende dag dalk nie, ek's besig vandag, kan nie vandag, ek bid, Jakobus is 1 voor, ek gaan meer ure vandag bid, ek weet nie, maar die feit van die saak is, daar was konflik. Hoe weet ek daar was konflik? Daar het so 'n skerp meningsverskil tussen hulle ontstaan, dat hulle uitmekaar gegaan het. Hierdie was nie 'n ligte saak, okay, ja, dis fine, bring sa. Nee, dit was letterlik soos, ons gaan nie weer hieroor praat nie. Johannes Markus gaan nie saam met my nie. Punt. Moenie weer met my daar praat nie, dis klaar, dis hoe dit is. Wat gebeur toe? Barnabas het vir Markus saamgeneem en na Siprus gevaar. Paulus het vir Silas wat agtergebly het, vers 34, wat nie daar staan nie, wat nie daar staan nie. Paulus het vir Silas gekies en het vertrek. En weer eens, nou maak vers 34 sin, ek bedoel, anders is dit soos, Paulus het vir Silas gekies en het vertrek, nadat hulle deur die broers aan die genade van die Here opgedra is. Weer eens, nou vra ek, hoe was dit? Was dit soos awkward? Ja, nou, julle sê niks. Ons gaan nou vir hulle bid vanoggend. Hulle gaan, julle sê niks. Fantasties. Ons het in die eerste diens gaan ons vir Paulus en Silas uitstuur. En in die tweede diens stuur ons vir Barnabas en Johannes Markus uit. Ek weet nie hoe dit was nie. Ek weet net bietjie kwai. Goed. Ons weet nie, dis wat ek sien so uit om eendag hierdie te sien. Hoe het dit gebeur? Hy het deur Sirië en Cilicië gereis en die gemeentes daar versterk. Nou, hierdie is 'n hartseer, maar kom ons kyk na dit ook so. Wat doen die Here deur hierdie? Die Here laat alles ten goeie meewerk op die einde van die dag. Ek glo nie dit was God se hart gewees dat die meningsverskil so sterk moes wees tussen Paulus en Barnabas nie. Hulle was 3 jaar saam op sending.
Hulle gaan terug, dis 50 na Christus. Besef gou die volgende. Hulle ken mekaar, Barnabas en Paulus ken mekaar al 14, 15 jaar, ten minste voor dit sou hulle mekaar ook geken het met interaksie in Jerusalem as volgers van Jesus, ken hulle mekaar 15 jaar. En hierdie is nie 15 jaar ons eet Sondagmiddag na kerk as daar tyd is nie. Hierdie is, vir 15 jaar is ons op mekaar se gesigte elke dag. Ek weet presies wat in jou lewe aan die gang is. Jy weet presies wat in my lewe aan die gang is. Dis hoe close hulle was. En na 15 jaar om te sê, hier trek ek die streep. Jy kan nie dit lees sonder om dit te sien as hartseer nie. Maar, wat is die mooi hiervan? Hulle Barnabas en 'n Markus kon Cyprus toe gaan, en ek gaan nou vir julle die kaart wys. 'n Paulus en 'n Silas kon elders gaan. So 2 plekke word nou bedien, waar daar dalk net 1 plek bedien sou geword het. Dis nie noodwendig ideaal nie, om te verdeel is goed. Dat dit op hierdie manier plaasgevind het, nie noodwendig goed nie. Maar, weer eens bemoedigend vir my, dat daar genade is. Ook met 'n Paulus wat al 15 jaar Jesus gevolg het op hierdie stadium van die geveg, en 'n Barnabas wat dieselfde gedoen het. Groot gelowiges. Barnabas was die ou wat grond verkoop het en al sy geld gegee het vir die apostels. Hierdie was nie halfhartige gelowiges nie. Dis Paulus wat hom met klippe gegooi is, dat hulle hom doodgelos het. Hierdie is nie entry level beginner gelowiges nie. 15 jaar is 'n lang tyd. Maar die goeie nuus is, as jy gaan kyk na daai verse, ek gaan hulle nou lees nie, Kolossense 4 vers 10, Filemon 1:23, wel dis eintlik net Filemon 23, en dan 2 Timoteus, Filemon 1:23, en dan 2 Timoteus 4 vers 11, daai is Paulus se laaste brief. Dan lees mens tussen die lyne, daar was versoening. Prys die Here, want anders sou ek baie ontsteld gewees het. Dis seker goed so my pla, tot jy doodgaan en dan sien jy, okay, hulle het toe versoen. Hulle kon dit net ingesluit het, maar hulle het toe nie, maar hulle het dit gedoen. Hulle het dit ingesluit, so jy kan rustig vanaand gaan slaap. Psalm 4. Die feit van die saak is om net te kom by daai punt om te besef, wat hy sê, stuur vir Markus, hy's nuttig vir my, bring hom, asseblief. Ander woorde natuurlik vir Demas gehad, maar vir Markus het hy goeie woorde gehad. En hulle is versoen, wat mooi is. En dit gebeur, wat ons baie keer groot word en sê, hoor hierso. Dit is 'n interessante punt. Baie mense sê mos jy moenie 'n aand kwaad afsluit nie. Dis waar, maar dit beteken nie jy moet alles uitsorteer vanaand nie. Daai het ek al gesien, dit gebeur. Ek het een keer dit was in COVID, toe doen ek so huweliksvoorbereidings thingamajig in Zoom, lekker oor Zoom, en hierdie kappel, en ons het letterlik die week van tevore, toe sê ons dit, dit is goed om nie 'n aand kwaad af te sluit nie, maar dit beteken nie, jy moet dit uitsorteer nie, want as jy dit probeer uitsorteer na 10, is jy besig om baie dom te wees. Jy gaan goed sê waar jy spyt is, en jy gaan nie daai woorde kan terugtrek nie. Daai volgende week, Zoom aan. Ekskuus, ek sê net dit kan alle kante toe gaan. Gewoonlik, ek maak 'n stelling, asseblief my nie klippe gooi nie, ek's nie Paulus nie. Die feit van die saak is, gewoonlik, asseblief moenie my skiet nie. Gewoonlik, mans wil net gaan slaap, laat ons net by die volgende dag uitkom. Vrouens wil gewoonlik, nie altyd nie, asseblief, ek het nie gesê altyd nie, wil gewoonlik, ons moet dit eers uitsorteer. Ons moet dit uitsorteer. Hierdie spesifieke kappel was omgekeer gewees. 'n vrou wat sê, ons gaan nou slaap. 'n man wat sê, ons kan nie, ons moet dit eers uitpraat. Ek weet, ek kan nie eers dink nie, so moeg is ek, maar ons moet dit uitpraat. Hy week daarna, Zoom. Hier is die skerm, sy so. Ek soos, wat nou? Nee, vra vir hom wat hy gedoen het.
Dit was, ja, ek sê, ek gaan nie name noem nie, ek sê wat? Hy sê, Cornelius, ek weet jy het laasweek vir ons gesê, ons moenie dinge uitsorteer, en ek het toe probeer, en toe gaan ons laat aan. Nie goed uitgedraai nie. Wel die goeie nuus was, ons al drie was in trane aan die einde van daai Zoom chat. Wat goed was, dat versoening plaasgevind in 'n kwessie van 'n week, anderster as hier jare. Maar die punt is die volgende, dit het niks te doen met handelinge nie, maar tog het dit te doen met dit. Soms gebeur dit dat mens party goeters net moet sê, time out. Ons gaan nie nou oor praat nie. Ons het nou spasie nodig om net nugter en rustig te raak en baie keer net vir die korttermyn, dit werk vir huwelike en vir nie huwelike nie. Dan volgende oggend jy soos, waar het ons nou weer gister? Ag nee man, dis nonsens. Ons gaan net aan. Dit gebeur baie keer. Maar in hierdie geval, ek dink daar moes dis wat ek eintlik wil sê. Iewers moes dit gebeur het met Paulus wat hy net gesê het. Dalk maak ons hierdie dinge bietjie groter as wat dit is. Op die eind van die dag, kyk, Johannes Markus, great. Ek hoor awesome stories van jou. Barnabas kan nie ophou praat oor daai en hierdie en daar het jy gepreek en hierdie en dit en is nie opgeteken in die Bybel nie, ek weet dit. Ek glo dit het gebeur. Ons sluit af met hierdie eenvoudige prentjie net, want dis waar ons dan nou eindig. Hier kan jy duidelik sien, daar is Barnabas en Johannes Markus en hulle is Siprus toe. En dan nou uit die aard van die saak kan jy dit volg. En nou, ander roete. Nou volg Paulus die pad daarso verby Tarsus natuurlik, oor die Taurusberge, Derbe, Lystra, Pisidia, Antiochië, daar Frigië, oor so deur Troas, en toe in Europa in. Gaan hy daarso natuurlik, gaan so af Athene, daar's Thessalonika, Athene en Korint en Kengrië, daar's die Peloponnesian Insula, is daai deel. Daar's in elk geval soontoe en Efese en terug in Jerusalem toe. Maar dit is die tweede sendingreis wat hulle op is en dit is wat mense dan nou lees in die volgende paar hoofstukke waar dit gaan. Maar ja, so hier kom ons dan aan die einde van die eerste sendingreis, die vergadering 50 na Christus. En die mooi nuus van dit is die volgende, en dis wat ons mee afsluit, is dat Handelinge 15 een ding bevestig. Ons word gered op grond van geloof alleen, nie op grond van dade nie. En dis die punt. En as enige persoon probeer sê, maar dis Jesus plus, dan mis ons die punt. Want sodra ons dit begin doen, selfs baie keer met die beste intensies, iets in ons agterkoppe wil ons van onsself sê, maar eintlik, dankie Jesus vir die 99,8%, maar ek sal so 0,2% bydra tot hierdie. En daar is ek glad nie besig om te sê, ons moenie dat ons geloof oorgaan na dade toe nie, dis weer ook belangrik. Ek bedoel, geloof sonder dade is nie regtig geloof nie, maar die beginselpunt, ek kan nie myself red nie, ek het 'n verlosser nodig. En daai beginsel is net so waar vir die nie-Jood wat Christus begin volg het, en vir die Jood wat besny is en die wet onderhou en Jesus begin volg het. Albei se redding vind op dieselfde manier plaas. Die Jood word nie, as gevolg van die feit dat jy besny is en die wet onderhou, kry jy afslag, jy het net soveel Jesus nodig nie. Nee, 100%. En dit bring ons by daai punt wat ons net kan reflekteer ook op dit, om dankbaar te wees vir die feit dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Dat hy opgestaan het uit die dood en dat hy elke liewe een van ons insluit in sy koninkryk. En dit is die goeie nuus. En dit is die goeie nuus wat gemaak het dat Paulus en Silas en Barnabas en Timoteus en al die manne net gesê het, ons sal ons lewens gee dat die wêreld kan ken wie Jesus is. Ons gaan ons lewens daarvoor gee. En dis die voorreg wat ons het om uit te gaan en om disippels te gaan maak. So ja. Kom ek sluit vir ons die jaar af. Here, ons sê vir U dankie vir 2025, ons sê vir U dankie vir U woord. Ons sê vir U dankie dat ons alleen op grond van geloof in U gered kan word. Dankie Here dat ons nie hoef staat te maak op ons vlees nie. Dankie dat ons nie hoef staat te maak op ons eie insigte nie. Here, ek wil bid dat ons as gelowiges sal leer by die Jerusalem vergadering. Dat ons gelowiges sal wees wat eenparig U dien.
wat uitsprake sal kan maak wat sê die Heilige Gees en ons het besluit. En Here, dankie dat dit ons ook uitnooi met die wete, ons kan deel wees van waarmee U besig is. U wil nie hê ons moet iets doen op ons eie, en net vra dat U dit seën. Here, mag dit 'n waarheid wees vir elkeen van ons, elke dag, vir die res van ons lewens. Mag ons vanaand kan sê, die Heilige Gees en ek, of die Heilige Gees en ons, het besluit. En dan voer ons daai besluite uit. Here, ek wil bid vir 'n nuwe vuur in ons harte, dat ons ook sal kan gaan soos 'n Paulus en 'n Barnabas en getuig oor die goedheid. Getuig oor wat U doen. Mag daar weer 'n opgewondenheid in ons harte wees oor U goedheid en U genade wat U so mildelik oor ons uitstort. Dankie vir getuienisse wat vanaand ook gedeel is hierso voor die tyd. Vir elke persoon wat kan terugkyk op hierdie jaar en kan getuig, God is goed. God is goed. Ek wil bid, Here, dat U ons sal beskerm, dat U ons sal vashou in die hand. En Here, dat soos 'n Paulus en 'n Silas nie geweet het wat vir hulle wag, toe hulle gegaan het op die tweede sendingreis nie. Ons ook nie weet wat die dag van môre en die dag van oormôre inhou nie. Maar Here, U weet wat môre inhou. En daarom kies ons opnuut vanaand om ons oë op U te rig, nie op onsself nie, nie op ons insigte staat te maak nie, nie op ons vlees staat te maak nie, maar na U toe te draai. Ons gee opnuut oor. Ons verklaar opnuut vanaand, U is die koning van die konings. U is die Here van die Here. Ons dankie vir wie U is. Ons dankie dat ons U kan ken. Ons dank U ook vir 'n tyd van rus wat ons kan ingaan. En ek bid, Vader, dat as U wil is, dat U ons almal weer sal terugbring na die vakansietyd. Mag ons ook in hierdie vakansietyd rus, maar bo alles by U uitkom en 'n daaglikse wandel saam met U aanpak. Ons loof en ons prys en ons eer U naam. Dankie Jesus. Amen. Amen.